My redenasie is, as ek met 'n skaap of 'n bees boer, dan het ek omtrent 60 miljoen mense wat my produk soek. As ek met koring boer, sit ek met 4 groot kopers wat my produk soek. In die vorige episode van Bemark Slimmer, 'n podcast wat ons doen om die boere te help om beter te bemark, het ons gekyk na die breër koringbedryf in die Wes-Kaap, die probleme wat hulle op tans het en die gevolge wat dit vir die boerdery inhou. In hierdie episode, dis die 4de episode, kyk ons na 'n individuele boerdery en gesels ons met Philip de Waal van Willem de Waal Boerdery. Philip, as ek aan Willem de Waal Boerdery dink ek eerder aan Logheim vleisbees en vleismerino stoetery en Graan kom staan tweede in die ry, maar Graan is nog steeds julle hoofboerdery vertakking. Vertel my meer van julle boerdery. Hoe pas alles in mekaar? Ek het al hierdie vraag wat jy my nou vra, het baie mense my al gevra, sê maar hoekom het julle so baie vee in die Swartland en dis nie altyd dat 'n ou dit wil hê nie, dis baie keer meer 'n kwessie van as jy met koring boer, dan moet jy dit hê. So ons sit met diergronde in die Swartland en as jy vee aanhou moet 'n ou seker die beste kwaliteit probeer aanhou wat jy moontlik kan, omdat jy sulke diergronde het waarop die vee loop. So vee is 'n groot deel van ons besigheid. Ek sal sê in ons totale boerdery so 70-30%. En dan probeer ons maar baie van die saaiery inskakel by die vee met 'n klomp afvalprodukte soos byvoorbeeld stoppel en sifsels en goed wat ons dan nou deur die diere sit. En ons probeer waarde toevoeg met die stoetery. As ons bil vir 'n bietjie meer geld kan verkoop, dan jy weet en goed kan bemark, dan is dit maar alles deel om bietjie waarde toe te voeg. Ja. En jy's gelukkig, jy kom deur 'n goed gevestigde familieboerdery wat vir jou baie geleer het van jou kinders skoene af. Hoe waardevol is daai lesse wat jy geleer het? Jy sê ek het al soveel keer het ek al gesê dat mentorskap is seker een van die belangrikste goed in boerdery. As jy 'n oom of 'n pa of iemand het wat vir jou goeie mentorskap kan gee, dan beteken dit soveel. Ek dink baie van ons boere seuns wat foute in die verlede gemaak het, is kinders wat miskien hulle ouers op te vroeë ouderdom verloor het en nie heeltemal daai mentorskap gehad het om hulle verder te vat nie. So ek dink net die hoeveelheid foute wat ek al in my lewe sou begaan het, as ek nie 'n pa in die agtergrond gehad het wat al deur hierdie tye gegaan het en wat my, jy weet, op die regte pad kon gehou het nie. Ja, en dis juist in 'n jaar soos vir jaar wat dit 'n droogtejaar is, wat jy daai lesse van die verlede, wat jy dit moet onthou, wat hulle jou vertel het. Jy weet die goed wat baie interessant is, my pa is, ek dink hy's nou al in die byna 60 jaar wat hy in die boerdery is en hy het 'n dagboek van dag 1 af wat hy in die boerdery gekom het. En elke enkele ding wat op hierdie plaas gebeur met die kinders, met sy vrou, met enigiemand word gedokumenteer in daai dagboek. En is so interessant baie keer as jy so moedeloos is om terug te blaai in daai dagboeke en te sien wat al was en waardeur mense is en die pryse wat hulle gekry het en laat reënval wat nou gebeur al in die verlede daar was en laat daar nog altyd uitkoms was in die toekoms na dit alles. Nou, droë jaar soos vir jaar, die jaar het goed weggespring, goeie reën, en toe loop steek die reën vas. In Julie maand het julle omtrent glad nie reën gehad nie. Hoe lyk die toekoms? Wat verwag jy vorentoe? En is daar die verlede 'n paar lesse wat jy in gedagte kan hou daarmee? Jy weet, as ek vinnig terugdink, dan dink ek aan 2 verskriklike droë Julies. Die een was in 2003 en die ander een was in 2011. Nou 2003 het ons byna geen reën gehad tot en met Augustus nie. Dit was 'n verskriklike droë jaar van die begin af. En ek dink ons het ons eerste reën gehad hier so by die 5de, 6de Junie. Paar druppeltjies reën, die koring het opgekom, sekere graan het glad nie opgekom voor Augustus maand nie. En ons het nog iets geoes daai jaar. Nie wonderlik nie, seker die swakste oes in die geskiedenis. En dan dink ek aan 2011 waar ons ook mooi weggetrek het. Die reën het totaal al weggeraak hier van 20 Junie af. Ons het vir lank die reën gekry nie. Ek dink by die 26ste, as ek onder korreksie is, Julie, het ons vir die eerste keer weer reën gekry en het Augustus gereën, September gereën en ek het my tweede beste oes in die geskiedenis daai jaar afgehaal. En my oupa het altyd gesê dat
as jy 'n nat Junie het met koring wat kan uitkom en 'n droë Julie en jy kry Augustus, September reën, dan het jy gewoonlik 'n goeie jaar. So ons hoop vir Augustus en September. Ons hoop Augustus en September speel saam, dat Speel sy saam, woorde ja. weer kan waar raak. As ons terugkom na jou koringboerdery toe nou. Die laaste tyd hoor 'n mens gereeld, dis die laaste jaar wat boere koring in die Swartland plant. Dit sal seker nie so drasties wees nie, maar dit word reeds ingekort. Hoe ondervind jy die bedryf? Maak julle nog geld uit koring uit? Kyk, ek dink die ouens wat kan sê hulle maak nog geld uit koring uit, is mense wat relatief min uitgebrei het in die koringbedryf. Jy weet, wat maar teruggesit het en nie nuwe implemente koop nie grond bykoop of daai goed nie. Hulle kan makliker seker oorleef in hierdie tyd in die koringbedryf. Maar laat ons regtig waar verskriklik agteruit gegaan het in die laaste 4 jaar in die koringbedryf. Jy weet, dit is eintlik skrikwekkend as ek dink waar ons 4 jaar gelede was na COVID en waar ons vandag sit. Ek het nie baie hoop vir die koringbedryf in die sin dat ek maar al hoe meer grane gaan plant wat ek deur my vee sit en al hoe meer my eie kos produseer en net op die absolute beste gronde sal probeer om koring te plant in die toekoms. Wat my verskriklik pla is dat as jy vat die hoeveelheid kopers van koring in ons land is net eenvoudig wat my aan betref te min. Ons praat van 4 groot kopers wat almal se koring moet koop en wat basies die hef in die hand het, jy weet, en ek dink is 'n ongesonde situasie. Jy praat nou van ouens wat teruggesit het en basies op 'n klein skaal aangaan, maar oor die langtermyn is dit ook nie volhoubaar nie. Jy moet belê in grond en in werktuie en nuwe tegnologie. Ja, dit is die situasie waar ons nou sit. Jy weet, ek het 'n paar jaar terug het ek in Nieu-Seeland getoer en hulle het 'n verskriklike boom in die melkbedryf gehad en al die ouens wat woude uitgekap het en melk om nuwe weidings te vestig en melkerye groter daar, was die ouens wat 4-5 jaar later in die moeilikheid was, maar die ouens wat daar deurgekom het baie sterker aan die ander kant uitgekom. So ek dink 'n ou moet maar net op jou normale spoed aangaan. Jy weet, as jy goedjies byvat of uitbrei, moet dit haalbaar wees. Jy moet dit kan laat werk. Daar word baie keer aangevoer dat boere nie ver genoeg weg van koring gediversifiseer het, daarom is hulle nou in die moeilikheid verjaar. Maar jou boerdery is 'n baie goed gediversifiseerde boerdery. Kan jy meer inligting daaroor gee? Hoe skakel jou weidings en jou vee en jou koring, jou graanbedryf? Hoe doen jy dit in kombinasie? Ons probeer alles op aangeplande weidings wat nou Medix is, produseer ons koring. En dan nou, ons plant elke 2 jaar, jy weet, op minimum bewerking, plant ons nou ons koring. En dan die jare wat die Medix nou oorlê, maak ons nou maar baie Medix hooi, en ons laat maar baie ooi op die Medix lam, en ons het dan nou ook 'n klomp beeste wat op die Medix is. Dan sal ons ook op ons meer marginale gronde, sal ons nou taamlik havers en goed plant, havers en gars en korogs en daai tipe gewasse, wat ons nou maar baal of pitte vat en dan weer deur ons diere sit. So vir my is dit, ek kan nie koring plant nie, want ek het eintlik die strooi nodig elke jaar om deur my vee te sit. So ek is in die bedryf in en die twee vul mekaar baie goed aan. Ons strooi ook heelwat mis en goed op die lande wat ons weer terugbring om jy weet, ons koolstofvlakke 'n bietjie op te lig. Plant jy nou minder koring as wat jy 4 jaar terug geplant het? Ja, ek het nou vir jaar drasties afgeskaal. Ek het so 400 hektaar minder geplant in ons totale as in die verlede. En ek dink as ek by my langtermyn gemiddeld uitkom, gaan ek in elk geval nog 'n verlies maak op 'n hektaar. So dit is eintlik kommerwekkend. Ja. Wat is jou produksiekoste nou per hektaar? Wat moet jy hoeveel tonne moet jy afhaal om? Ons het as ons 'n konservatiewe som maak, dan kom ons uit, dan moet ons op die huidige trend 2.8 tonne hektaar afhaal. Ons is hier rondom die 14.000 rand per hektaar wat dit vir ons kos om koring te produseer. En julle gemiddelde opbrengs? Op die langtermyn lê op 2.8 in hierdie area. Julle speel basies net gelyk. Ons op die beste scenario speel ons gelyk, ja. Hulle sê altyd 'n bees of 'n skaap kan nie 'n trekker betaal nie, is te duur. Is daar 'n kontant gewas wat koring kan vervang?
as jy nog minder koring, want jy kan hom tog nou vorentoe nie teen 'n verlies plant nie. Ek dink nie daar's iets wat ons het wat ons werklik koring kan vervang, want die ander markte is te klein. Jy weet, jy kan gaan na haver toe, jy gaan na korig toe en jy kan miskien gaan na gars toe waar ons was voor die COVID tyd. Het ons bietjie garskontrakte gehad, maar dit het 'n jaar of 2 gehou. Dis te wisselvallig. Die enigste ding of hy nou 'n prys het of nie wat ons basies elke dag op Safex kan verkoop is koring. So daar's nie iets anders wat jy weet wat ons kontantvloei so aan die gang kan hou soos koring nie. Uit 'n graan oogpunt uit nie. En jou probleme op die plaas, wat as jy nou moet na jou boerdery self kyk, wat is jou grootste probleme wat jy het? Wat jou beperk nog? Ek dink een van die groot probleme wat ons huidigelik het is ons het baie min opgeleide, geskoolde arbeid wat terugkom na die plase toe. Dis my kommerwekkend dat ek weet nie waar verdwyn ons arbeid mag nie en wat is die rede dat ons nie goeie werkers op die plase kry nie. Die ander probleem wat ek het is dat ons behuisingsissue op die plaas is 'n bly vir my, want al die afgetrede werkers moet ons huisves op die plaas. En hulle begin later al jou huise te beset en ek weet dat die regering hulle het voorsiening gemaak dat as hulle uitbrei in 'n area dat daar wel behuising beskikbaar sal wees vir jou afgetrede werkers op die plase. En ons het al met minister Helen Zille daaroor gepraat. Anton Bredelle is bewus daarvan en ek dink net ons kry geen hulp ten opsigte dat ons moet na die werkerskorps kyk, maar niemand help ons om van ons afgetrede werkers na te kyk nie en dit raak 'n groot probleem op plase. Ja. Ander probleme, diefstal en ons gaan deur 'n moeilike tyd met diefstal op die oomblik, veral dieseldiefstal. Ek het nou heelwat alles is nou onder kameras. Dieseldiefstal het 'n groot ding geraak, skaapdiefstal is 'n groot ding. Alles is onder halsbande en goed. So ons het daai uitdagings wat jy weet wat ons nagte op diens moet wees. Goed wat nie in die verlede daar was nie wat bygekom het. Ja. En as jy nou kyk na ander faktore wat nou nie direk op die boerdery van toepassing het soos jou ingevoerde koring, die invoertariewe, vervoer differensiaal, wat is jou siening daaroor? Hoe beperk dit jou? Ek dink Hugo, dit bly 'n kopseer om te dink dat jy 'n gewas moet produseer en ek wil terugkom na die punt toe ek sal nou as jy 'n gewas moet produseer waar almal amper meer geld uitmaak in die proses as jy self. Jy weet, en ons moet meeding met fondsbestuurders en ek sê baie keer as ek vat 'n A-graad 'n kilogram vleis 'n A-graad is R74 op die oomblik. Ons het verlede jaar gekry R4.80 vir 'n kilogram koring. 'n Brood is R28. 800 gram maak 'n brood. En dit gaan R28 vir 'n brood en jy kry R4.80 vir 'n kilogram koring. Jy weet, en my redenasie is as ek met 'n skaap of 'n bees boer, dan het ek omtrent 60 miljoen mense wat my produk soek. As ek met koring boer sit ek met 4 groot kopers wat my produk soek. So ons sal definitief 'n kopskuif moet maak wat dit aan betref. En het jy 'n oplossing daarvoor? Dink jy dit kan gebeur? Want as jy realisties kyk na die koringmark. Wel, wat ek gesien het in sekere dele van Suid-Afrika, en ek wil nie name boer nie, maar boere wat tot 4000 hektaar koring geplant het, wat alles nou onder korogs en haver het, en alles deur hulle diere sit, en 'n beter bestaan maak as wat hulle 10 jaar terug gemaak het, dan dink ek definitief dis 'n kopskuif wat net moet plaasvind. Want vleis se prys is nou goed, so hulle kan geld maak uit. Absoluut, jy weet, so. As ons kan gaan na bemarking toe, want ek dink dis nog een deel van die boerdery wat ons glo met dis hoekom ons die podcast begin het, dat boere nog meer kan doen om wins te maak, of groter wins te maak, as hulle nou gewins maak. Julle het met julle boerdery tegnieke en die produksiekant het julle ontsettend hoeveelheid data opgebou. So elke stap wat julle in die produksiekant neem, sit jy met 'n klomp data wat jy kan na teruggaan om te kyk wat moet jy doen en wat moet jy nie doen nie. Is daar in die bemarkingskant genoeg data deur die huidige kanale wat julle bemark? Kan jy byvoorbeeld kyk watter van jou markte is die beste, watter van die meelens kan jy die beste pryse kry? Het julle daai tipe inligting tot julle beskikking?
Ek dink een van die grootste dinge by die bemarking is nog die deursigtigheid van wie jou produk koop. Waartoe gaan jou produk? Is dit plaaslik? Is dit in die omgewing? Is dit op noorde toe? So ek dink, as ons die verkoper en die koper nader aan mekaar kan bring met bemarking, waar ons kan weet waar die produk gelewer word om 'n beter basis vas te maak, dan dink ek is die toekoms lê in daai logistieke deel, jy weet, waar daar miskien nog 'n bietjie wins vir die boer te maak is. Die groot probleem wat ons net het met ons hele finansieringsstruktuur in Suid-Afrika, met wanneer ons koöperasies moet betaal wees, met die hele, en almal is bewus dat die boere moet sê maar hulle koöperasies die einde Desember betaal. En dan as dit oestyd is, dan is daar te veel druk op die mark vir 'n sekere tyd. En almal en die kopers voer nog in op daai tyd en damp nog die ingevoerde koring ook op die Safex-mark, wat 'n totale, jy weet, ons kry net 'n lae prys in oestyd. En een van daai redes hoekom ek die vee het, is om te probeer om my koringbemarking aan te skuif deur die jaar, sodat ek het uitgevind dat ek gewoonlik beter pryse kry 6 maande nadat ons die koring geoes het. Ten spyte van die opweggingskoste, ten spyte van alles wat nog gebeur het, het ons nog altyd beter gedoen deur ons koringgraan of deur ons graan 6 maande later te bemark. En dit is ongelukkig in die vrye mark, moet jy die keuse hê wanneer om iets te bemark. Jy moet nie genoodsaak wees om iets te bemark nie. Maar om daarby uit te kom is baie finansiële dissipline. Maar ek glo dat as ons onder druk is, gaan ons net meer foute maak. Ons moet op 'n punt kom waar ons 'n bietjie kan besluit wat ons wil doen in die mark. Ja, ek dink jy's in 'n bevoordeelde posisie om jou graan te kan terughou. Ek dink die meeste van die boere is nie in daai posisie om dit te kan doen nie. So dit hou definitief 'n finansiële voordeel vir jou in om dit terug te hou. Ek het toe ek begin boer het ek 'n oom in die Vrystaat ontmoet wat vir my gesê het, jy kan plant soveel soos jy wil, maar vir elke hektaar wat jy plant moet jy 'n bees hê. En dit was maar altyd my filosofie terwyl ek in die boerdery is. So sien jy, ons het so in die tweede episode van die podcast het ons gesels oor Match MX, digitale netwerk wat die boere en die koper in die transportmaatskappy of die vervoerder bymekaar bring. Jy het so 'n bietjie te doen gehad al daar, maar 'n bietjie agtergrondkennis daarvan gehad. Dink jy vorentoe sal dit 'n rol speel of kan dit 'n rol speel om jou meer geld te laat maak? Ek dink beslis so, Hugo. Ek dink soos ek weer eens sê, as jy weet waarna jy jou produk gaan en soos ons wat nou die transportarm ook bygebring het, kan dit definitief vir ons iets beteken om ons eie graan te skuwe na, jy weet, as ons weet wie ons koper is aan die ander kant. So ek is eintlik opgewonde oor hierdie nuwe stelsel van hulle en ek moet vir Kobus in sy afwesigheid gelukwens, want ek dink hoe meer deursigtigheid daar is, hoe groter voordeel daar vir die boere is. Maar dit gaan heeltemal 'n kopskuif wees. Sal jy daarbey kan aanpas, want dit is heeltemal anders. Ek dink so, ek dink die belangrikste ding vandag in enige besigheid en boerdery en enige ding is om bereid te wees om aan te pas. Jy weet, as jy nie vernuwe en aanpas nie, dan gaan jy wegraak in die stelsel. So die Amerikaners sê adaptability is belangrik so en ek dink ons moet daai gewoonte aanleer. Terwyl ons nou met die bemarking is, die hele koringprys wat julle behaal, julle lewer topgehalte koring, maar die pryse is laer as vir die ingevoerde koring wat swakker is, julle sin is. Wat is jou gedagtes daaroor? Ja, ek dink in enige ding is hoeveelheid en kwaliteit is negatief gekorreleer. So hoe beter kwaliteit jy lewer, hoe laer is die hoeveelheid wat jy lewer. Ek dink ons moet op 'n stelsel kom waar ons nie ingeperk word op die kwaliteit wat ons lewer nie. En laat ons kultivars kan hê wat 'n ton of 2 of 3 meer gee en laat ons liewerste meer volume lewer as wat ons nou vasgevang is deur die melenaars in 'n sekere kwaliteit, sodat dit hulle die opsie gee om swakker kwaliteit in te bring en te meng. Ek dink dit is baie onregverdig teenoor die Suid-Afrikaanse boer om voorgeskryf te word met die kwaliteit wat hy moet lewer om 'n mark te hê, terwyl die hele wêreld se oorvloed en swak graan ingevoer word om opgemeng te word. As jy kyk na die boer se aandeel, jy het nou net genoem van jy kry 'n bietjie meer as R4 vir 'n kilogram en 'n 800 gram brood kos R28. Julle aandeel is
so 15% van die verbruikersrand van 'n brood. Is daar mense in daai waardeketting, want iemand maak die produk baie duur. Dink jy daar's iemand in die waardeketting wat jy kan uitskakel of wat nie effektief bydra tot die waardeketting nie? Ek sal nie sê ons kan iemand uitskakel nie, en ek kan ook nie sê ons kan almal melenaars raak nie. Al wat ek weet in die verlede het jy hierdie nok baie beter gevat toe jy 'n pionier gehad het waarin jy aandelehouding gehad het. En dan het jy jy weet dit wat jy verloor het in die besigheid het jy sleg reg teruggekry in die dividende van Pioneer. Maar nadat Pioneer uit ons hande uit is, het ons nie eintlik nou iemand in die verwerkingskant wat ons werklik goeie aandelehouding in het nie. En as jy gaan vat na Tiger Brands se resultate die afgelope 2 jaar wat uit bak en maal uit bestaan en die hoeveelheid winste wat daar gegenereer word ten koste van die boer, dan is dit eintlik vreesaanjaend om te dink dat 'n sekere komponent baie goeie geld maak terwyl 'n ander komponent krepeer. Ja, en die boer dra volgens my mening die meeste risiko in hierdie. Al die risiko, nie die meeste nie, al die risiko. En julle word nie vergoed daarvoor nie. Ja, ek dink net as ek weet nie of dit die plek is om dit te noem nie, maar ek was nou in Amerika gewees en as ek sien hoe duur het beeste in Amerika geraak omdat die beesbedryf te lank onder druk gehou is en daar nie nuwe kinders terugkom na die plase toe nie. Jy weet, as dit nie winsgewend gaan wees in die koringbedryf nie, gaan ons ook nie kinders hê wat terugkom na die plase toe nie. En dan gaan ons in dieselfde situasie sit waar ons die goed moet invoer ten duurste, omdat niemand in 'n besigheid wil kom waar daar nie geld te maak is, wil terugkom plase toe nie. So ek dink ons moet 'n bietjie langtermyn dink aan die situasie. Ek dink ons was gelukkig in die laaste tyd dat die rand nou 'n bietjie stabiel gebly het, maar 1 of 2 jy weet teenkantings in die rand verswak en ons moet graan ten duurste invoer en die voedselsekuriteit is daarmee heen. Jy het nou net gepraat van jou werkers. Maar as die koring nou moet ingevoer word, as jy nie meer dit kan produseer, dit gaan 'n groot invloed hê op die hele landelike ekonomie. As jy Moreesburg self wat die rol wat boerdery en koring speel om Moreesburg aan die gang te hou, is baie groot. Jy sê die boere, as jy van Kaapstad af ry tot in wherever hier Springbok en jy kyk hoe aan die kant is die plase en hoe netjies dit is en wat die boere doen om die platteland in stand te hou en hoeveel werk ons skep op die platteland deur mense, het sy of hulle moet verf of bou of enige iets, jy weet die boere dra verskriklik by tot die lewenstyl wat die mense in die platteland jy weet lewe. So ek dink dit gaan 'n helse gemis wees as hier nie meer en dink net die crime wat ons nou al in 'n georganiseerde platteland het teenoor die crime wat ons gaan hê as hier niks aangaan op die platteland nie. En die regering, hoe is jou siening oor die bystand van die regering aan die landbou? Ons moet ons nou eerlik met mekaar wees, ons kry nie bystand nie, daar is nie bystand nie, so ek dink die boere wat vandag hierso is baie innoverend en mense wat nog hulle eie planne beraam het en ons het ook so trots geraak dat ons soek nie hulp nie. Jy weet, al wat ons soek is maar net 'n ordentlike koringprys dat ons 'n bestaan kan maak. Maar ja, die regering, wat my aanbetref, weet ek nie van in my tyd van enige hulp wat al gekom het nie. En georganiseerde landbou, die bydrae wat hulle lewer, is jy tevrede daarmee? Ja, ek moet nou seker eerlik wees, maar op die oomblik nee. Ek dink ons is meer daarso in die koring of in die graanbedryf, dink ek almal is besig om almal se simpatie lê meer by die melenaars as by die koring, by die produsente. Want die boere kan produseer, maar as daar nie iemand is wat die produk koop nie, dan maak geen organisasie geld nie. So almal dink ek almal se simpatie lê meer by die melenaar om hom gelukkig te hou, dat hy net die koopproses aan die gang maak, dat daar geld hande kan verwissel en die boer word heeltemal op die agtergrond geskuif in die proses. Want sonder ek dink net die melenaar raak vir almal belangriker as wat die boer in die proses raak. Ja, hulle sê mens jy kan nie beklei met die ou wat die beurse in die sak het nie. So julle sit eintlik in 'n slegte posisie daar. Hoe sê my pa, die een wat betaal bepaal. Ja. Maar dit sal tog belangrik wees as julle nader aan mekaar kan beweeg en invoere 'n bietjie beperk in julle oestyd. Dink jy daar's 'n moontlikheid dat julle met die melenaars vorentoe 'n beter verhouding sal hê?
ek wil terugkom na die Kaap graanjare toe, wat jy sal onthou in die 90er jare was, waar al die koring deur een maatskappy gekoop is, en toe sit hulle met daai koring, want daar is nie, die melenaar sê, ons gaan dit nie by julle koop nie, ons gaan invoer, wat gaan julle maak met die graan? Jy weet, so, ek voel net die wêreld is te ongelukkig die melenaar se mark. Ek dink nie Suid-Afrikaanse boer is enigstens belangrik vir die Suid-Afrikaanse melenaar nie. So ek kan nie sien dat ons nader aan mekaar kan beweeg nie. Ek dink op kort termyn in baie skaars jare dalk, maar as daar weer 'n oorvloed van koring in die wêreld is gaan niemand vir ons of simpatie by ons lê nie. So die verhouding met melenaars gaan moeilik wees, maar as jy na Match MX se nuwe tenderstelsel kyk wat die boer direk met die melenaar kan kontak maak, dink jy dit gaan dalk bydra tot julle verhouding om dit beter te maak? Ek dink beslis so. As ons, my bietjie ondervinding is nou, dat as jy aan iemand verkoop en hy's gelukkig met die produk, dan sal hy terugkom na jou toe voordat hy na iemand anders toe gaan. So ek dink tog as met tyd sal die melenaar, jy weet wat gaan op jou plaas aan, hoe doen jy 'n ding, en dan as jy 'n keuse moet hê tussen jou en iemand anders, wat dalk nie aan dieselfde vereistes voldoen nie, kan dit in jou gunst stel in die toekoms. Ek sal bly wees as dit gebeur. Philip, baie dankie. Dit was lekker om met jou te gesels. Net jy 'n laaste boodskap wat jy wil oordra, want dit daarom nie so swartgallig gaan met jou nie, dat dit goed gaan. Nee. Ja, ek bedoel, ons is nog hierso, en ek sê altyd, we're going nowhere. Wat ons doen, gaan ons doen. En my motto in die lewe is, as dit wat jy doen nie werk nie, probeer dit net nog beter doen. So ek sal dit wat ek doen nog beter doen, en ek glo my medeboere wat saam met my in die graanbedryf is, wat ek my hoed voor afhaal, want ek dink is 'n klomp great ouens, hulle gaan ook almal 'n beter produk sê, en op die ouend gaan hulle nie anders te kan as om ons produk te koop nie. As jy vandag se inligting waardevol gevind het, like die video en subscribe op Bemark Slimmer se YouTube kanaal om op hoogte te bly van die nuwe episodes wat kom.